Genesis 28. Isak roep toe vir Jakob. Hy seën hom en sê, jy moenie met enige van hierdie Kanaanitiese vroue trou nie. Gaan eerder na Padan Aram toe, na die huis van jou oupa Bethuel, en trou met een van jou oom Laban se dogters. Mag God die Almagtige jou seën en vir jou baie kinders gee. Mag hy jou 'n groot nasie maak. Jy en jou nageslag sal die beloftes aan Abraham ontvang. Hierdie land waar ons nou as vreemdelinge woon, sal die eiendom van jou nageslag word, want God het dit reeds aan Abraham gegee. Isak het toe vir Jakob weggestuur. Hy het na Padan Aram toe vertrek, na sy ma se broer Laban, die seun van Bethuel, die Arameer. Esau het geweet dat sy pa vir Jakob geseën en Padan Aram toe gestuur het om daar 'n vrou te kry. Toe hy Jakob geseën het, het hy hom gewaarsku: jy moenie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie. Hy het ook gehoor dat Jakob gehoorsaam was aan sy ouers en na Padan Aram toe vertrek het. Dit was vir Esau duidelik dat sy pa nie van die plaaslike Kanaanitiese vroue gehou het nie. Daarom gaan hy na sy oom Ismael toe en trou met Mahalat, dogter van Abraham se seun Ismael, en suster van Nebajot. Dit was benewens die vroue wat hy reeds gehad het. Jakob is van Beersheba af weg en het na Haran toe vertrek. Teen sononder kom hy by 'n geskikte plek aan waar hy kon oornag. Hy neem toe een van die klippe van die plek en sit dit by sy kop neer. Toe gaan lê hy om te slaap. Die nag droom hy dat hy 'n leer sien wat op die aarde staan met die bopunt in die hemel. Engele van God het daarmee op en af geklim. Die Here het aan die bokant van die leer gestaan en vir hom gesê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, gee ek vir jou en jou nageslag. Jou nageslag sal so baie wees soos die stof van die aarde. Hulle sal versprei na die ooste en die weste, en na die noorde en die suide. Al die mense op aarde sal deur middel van jou nageslag geseën word. Ek sal by jou wees en jou beskerm, waar jy ook al gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat ek beloof het. Toe Jakob wakker word, sê hy: So waar, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie eers geweet nie. Hy was egter ook bang en het gesê: Hoe vreesaanjaend is hierdie plek. Dis niks anders nie as die woning van God, die poort na die hemel. Die volgende oggend staan hy vroeg op. Hy neem die klip by sy kop en sit dit regop as 'n gedenkteken. Daarna gooi hy olie daarop uit. Hy noem die plek toe Bethel, huis van God. Die dorp naby was voorheen bekend as Lus. Toe lê Jakob 'n eed af en sê: As U, o God, by my sal wees, my op hierdie reis sal beskerm en vir my kos en klere gee, sodat ek weer veilig terugkom by my ouer huis, dan sal U, Here, my God wees. Hierdie gedenkteken sal 'n plek wees waar God aanbid word. Van alles wat U vir my gee, sal ek vir U 'n tiende afstaan.